Hi julle, Heidi van Stencil Works Emporium hierso. Van vandag se video doen ons 'n bietjie wat ons noem sommer 'n huisie dekor blok. Ja, ek wil julle 'n bietjie wys hoe om te werk met ons dekor molds sowel as die dekor stands. En ja, hier is 'n lekker craft vir 'n winterige of reënerige dag soos vandag wat ons hier in die Kaap het. So ek werk op 'n redelike dikkerige huisie houtblank wat jy by my kan aankoop of daar's verskeie plekke wat hulle verkoop. So jy is welkom om dit dan ons te kontak daaroor. En dan wil ek net vandag deur hardloop wat ons gaan gebruik. Soos julle hier kan sien, ons het die molding, so ek gebruik altyd Moldit silicone molds, baie lekker om mee te werk. En dan ons air dry klei, daar's verskillendes op die mark, ek gebruik net das, werk maar vir my die beste. Dan maar jou tools wat jy gebruik saam met jou molds, jou kwaste, dan ek het, sal julle sien, washi tape ook gebruik, so jy gebruik maar net 'n masking tape of enige tape wat jy het om jou strepe te wys. Dan sit maar jou verwe, jou gom vir die plak en dan sal ek ook vir julle wys dat julle sal daar sien, ek het 'n crackle effek op die molding gedoen en ek sal julle dan wys wat ek daarvoor gebruik. En ja, en dan natuurlik baie belangrik is vir jou stamping het jy 'n acrylic stampblok nodig en dan ook natuurlik permanent ink. Dit moet ink wees wat nie met water geaktiveer word nie, want as jy hom dan gaan seël, gaan hy bled. So dis baie belangrik dat jy iets soos 'n archival of jy kry verskillende make, maar kyk baie sterk daaroor laat dit 'n permanent ink is. Goed, en dan dink ek kan ons vandag maar begin. Ek het hom nou geverf, hy is nou droog, nou gaan ons gou die stamps opsit. Ek gebruik 'n stamp van Tika Studio, julle kan hulle kontak, hulle is in Boksburg. Hierdie ene gaan ek dan nou gebruik. Ek plak myne maar op 'n acrylic blok, dit gee jou net 'n bietjie meer stabiliteit as jy hom dan nou begin stamp. Goed, ek gaan dit nou stamp met archival ink van Ranger wat 'n permanent waterproof ink is. Die ding met die groot stamp is jy moet net seker maak hy's oral geïnk. So dis beter om hom 'n paar keer oor te vat en seker te maak die ink is oral, veral in die middeldele.
En dan, wat vir my werk as ek stamp is, ek moet staan. Ek kan nie sit nie, want jy kry nie dan die volle drukking wat jy sou kry nie. Nou, omdat ek hom gaan nie voluit doen nie, gaan ek hom nou net so plaas. En dan met my volle gewig nou maar net druk. Pas op dat jy hom net nie skuif nie, want dan gaan jy nie 'n mooi crisp afdruk kry nie. So ek probeer hom nie skuif nie, maar absoluut my gewig op hom sit. En daar's hy. Dan kan julle sien hoe mooi het hy gedruk. Nou wil ek daai kant, ek soek nie oop spasie nie. So ek vat nou net die kant van die stamp en ek gaan hom nou net goed vat met die ink en dan gaan ek hom dan nou so vat dat hy nou 'n bietjie daai het. En ja, dan kan julle sien hy het baie mooi gedruk. En ja, nou bo gaan ek 'n ander stamp gebruik. Hierdie is sommer 'n ou stamp wat ek al reeds jare het. Wat in my stash is. So al wat ek gaan doen is ek vat hierdie kan ek amper sê die goedkoper stamps wat jy nou maar kry by baie van die plekke, moet ek sê die backing, die goed stamp stop nie, doen nie lekker, sit nie lekker vas nie. Jy kan permanent, double-sided tape gebruik as jy hom weer wil vas hê, maar ek gaan nou sommer hom so doen, en nou hoop ons vir die beste. Gaan ek hom ook nou net vat, pas op net laat hy nie val nie, en dan ek gee nie om laat hy nie heeltemal stamp nie, daar's hy. En daar het ons daai een gestamp. So ons het so 'n bietjie van 'n Franse feel op dit, en dan gaan ons nou aangaan met die molds, en dan gaan ek julle wys hoe sit ek die hele ding by mekaar. Ek wil net 'n bietjie wag vir die ink om droog te word, sodat hy nou nie smeer as 'n mens met ander goed ingaan nie. Goed julle, ons is nou, ek wil nou die antique glaze opsit voor ek met die molds begin. So ek vat net die antique glaze medium, en dan begin ek hom net op verf. Die ding van antique glaze, jy kan dit so donker of so lig maak as wat jy wil hê. Die ding is, jy verf en dan vee jy af. So ek begin hom verf, en dan het ek sommer van die gewone matting cloth wat ek dan gebruik, en dan vee ek af. Jy kan nou besluit, soos ek sê, hoe donker of hoe lig jy hom wil hê. Vir my moet hy daarom nou ook nie so donker wees nie, dan vat ek sommer 'n wipe, en dan vee jy af. En as jy klaar afgevee het, dan gaan jy met jou matting cloth maar net weer bo-oor. So ek probeer hom ligter maak, dat dit lyk of hy geantiek is, sonder dat dit lyk asof jy hom met 'n antiek medium gesmeer het. En hoe meer jy afvee, hoe ligter gaan hy word. Jy kan weer, as dit vir jou te lig raak, dan vat jy maar net weer jou antiek medium en jy vee dit, verf dit weer oor. Soos hier waar ek hom te lig gemaak het, doen ek dan nou net dit. Jy kan hom ook net glad, dan kry jy so 'n bietjie van daai 'n tekstuur op wat lyk asof hy nie heeltemal met 'n kwas gedoen is nie. En maak net seker jou wipe is skoon. Goed, en as jy dan nou klaar is met dit, dan begin ons nou met die molds. Nou die molds,
soos ek al voorheen gesê het, ek gebruik Maldit se Decor Malt. Dit is 'n lieflike malt, baie goeie kwaliteit. En ja, dit is ook verkrygbaar by my. Julle kan Stencilworks skakel. Julle kan kyk op my sosiale media. Ek sit altyd my goed maar op Facebook, Instagram en dan nou YouTube. So kyk maar daar en vir enige navraag kontak my. En dan soos ek sê, ek gebruik dasklei. Die wat dit baie maklik maak. Goed, dan gaan ons nou die klei vat. Gelukkig dasklei hoef nie vreeslik gebruik te word nie. En dan ek gaan hierdie tou element gebruik. So wat ek doen is ek rol net 'n wurmpie, dan sit ek hom in. Onthou net een ding, dit is klei, hy gaan krimp. So jy moet voorsiening maak vir krimping. Hy krimp so dink ek amper 10% het hulle vir my gesê. Ek vat hom altyd, sit liewer, jy kan liewer na die tyd afsny as wat hy te kort is. So wat ek dan doen is ek vat 'n rollertjie, hier is sommer 'n stukkie PVC pyp en dan rol jy hom in en dan met my hand druk ek gewoonlik hom in, laat hy mooi in is. Dan vat jy 'n paletmes, as jy hom nou mooi ingedruk het, en dan net gelyk bo skraap ek hom sodat hy gelyk is en dan maak ek hom net maar plat met my vingers. En dan is die maklikste manier om hom uit te haal is draai hom om en rol die mold. En daar het jy nou jou houtgedeelte. Jy kan hom nat plak en verf terwyl hy nat is. Ek self persoonlik verkies dat hy 'n bietjie harder is, want ek verf haar. Net 'n ander ding, as jy jou klei bære, maak seker jy dit in 'n ligdigte houer of 'n Ziploc sakkie en dan bære jy dit so, laat hy nie hard word nie. Dan gaan ek nou vir julle wys. Ek het een wat reeds klaar gedoen is, maar ek gaan gou vir julle wys net kortliks hoe om die crackle effek te kry. Nou wat jy eers moet doen is jy verf 'n donker kleur onder. Goed, dan vat ek sommer bruin verf en ons begin en ons verf net 'n onderlaag. Ek gaan nou nie die hele een doen nie. Ek gaan nou net om vir julle te wys min of meer wat dit is. Okay, as jou verf droog is, jou tweede stap dan is jy vat jou crackle medium. Ek gebruik Atlas se Quick Crack. Dan verf jy hom. Dit is 'n dikkerige gel, soos julle kan sien. En dan wat jy met hom doen is hoe meer produk jy opsit, hoe groter is jou cracks. Hoe dunner jy hom opsit, hoe dunner is jou crack. So dit hang nou af van wat jy soek. So ek gaan nou daai stukkie so doen of julle net te wys. Dan moet hy heeltemal droog word voor jy jou volgende kleur opsit. En dan vat jy nou jou ligter kleur bo-oor. En dan gaan jy nou sien, as dit begin droog word, begin hy kraak. So nou net kyk, ek weet nie of hy heeltemal nou droog was nie, maar ons kan kyk. Goed. Dan sal julle daar sien, daar die krake nou al begin deurkom. Hoe droër hy word, hoe makliker gaan hy, hoe meer krake gaan deurkom. En soos julle sien, waar ek hom dik gesmeer het jy dikker krake teen waar jy hom dun gesmeer het. En dan, hierdie ene is die een wat nou reeds klaar is, wat ek op my huisie gaan gebruik. So, en dan
die gom wat ek gebruik is gewone houtgom. Ek het dit net in 'n kleiner botteltjie wat makliker is vir die om dit te smeer dat jy nie mors nie. So ek gaan hom net so streepie trek. Ek trek maar gewoonlik so dubbel streepie omdat dit 'n groot oppervlakte is. En dan kan jy hom aan die agterkant van jou klei embellishment ook sit. Dan gewoonlik druk ek hom maar net so bietjie vas dat hy nou vas is. En dan kan jy nou, as hy heeltemal is, kan jy nou net gaan besluit watter stukkies jy gaan afsny en of jy hom so gaan los, maar dan moet hy nou net vaskom. En dan, omdat jy reeds nou die effek het van die anti-glaze, wat nou nie daarop is nie, dan kan jy nou net met 'n kwas gaan en dan hom ook net gaan smeer. Jy kan dit nou natuurlik doen voor jy dit plak ook as jy wil, maar ek gaan hom sommer nou so doen. En probeer laat hy veral in die gleuwe, want as ek nou gaan afvee, dan gaan jy sien waar hy dan nou gaan lekker skoon is. Seker dat jy oral waar die wit is dit dan doen en dat jy hom nie laat skuif nie. En dan, vir jou laaste, vir die afwerk van dit, as jy my ken, dan weet jy, ek sit altyd die bruin. Ek vat altyd 'n bietjie bruin verf op 'n stencil kwassie. En al wat ek doen is, ek gaan op die rand Goed, en daar is ons klaar vir vandag. Hy moet nou nog net droog word, so ek wil nou nie regtig hom
laat skuif nie. Maar ja, daar's 'n vinnige decor item, dis 'n lekker geskenk ook vir iemand. So ja, ek hoop julle geniet dit en laat weet my as daar enige iets is waarmee ek kan vra en asseblief like en subscribe ons video sodat ons meer content vir julle daar kan sit. Dankie julle, lekker week hoor. Bye bye.